Vandag familie, gesels ons met Garth Abrams. 'n Jong man, 'n pa van 2, wat sy vrou op die 18de November 2025 verloor het. Ons praat oor tyd, ons praat oor trauma, ons praat oor seer, maar ons praat ook oor hoe jy kan heal deur om jou storie te vertel. Time is the most precious commodity. What matters is the spaces in between. Kom geniet dit saam met ons, want dit is 'n storie wat ons almal definitief moet hoor. Welcome to the space between, stories you never heard or seen. My name is Reverend McTavi, and today we have a special guest named Garth Abrams. Jy mag maar sê hallo vir die. Hallo, dankie dat ek hier kan wees. Dit is 'n groot plesier. Hoe gaan dit ou vriend? Goed, rof, warrelwind, maar soos jy. Kan jy vir my 'n bietjie meer vertel oor hierdie goed, rof en warrelwind? Moeg gewerk. Ja. Moeg mamma en papa. Maar is all fun and games. Soms wat hier 'n emotional rollercoaster, maar ons is hier. Baie dankie. Familie en vriende, ek wil ook net vir u inlaat. Garth is nie net alleen hier nie. Hy is hier met sy 2 pragtige dogtertjies, Bailey en Emily. So as julle enige geluide hoor in die agterkant, wees vry, moenie skrik nie. Ons gaan nie kat nie, want dit is waaroor dit werklik gaan. Hulle is hier, hulle speel daar agter en ons sal later vir julle wys hoe pragtig hulle werklik is. Garth, as ons hier ingaan, wil ek vir jou baie mooi vra, dat jy net jouself moet wees. En ek weet jy sal altyd net jouself wees, want dit is wie jy is. Maar is vir my nou bitterlik snaaks. Ek sit hier en dink aan hierdie een Sondag wat Olivia en Olante vir my nooi die Losburg gesing, en hulle sê vir my ek moet 'n draaitjie kom maak. En ek sê vir hulle, okay, ek is besig, ek weet nie of ek daar gaan uitkom nie. Eventually kom ek daar uit en ek stop en hier ontmoet ek hierdie groot gees wat nou hier langs aan my sit met sy pragtige vrou en sy familie. Maar in daardie tyd toe moes ek ook hoor, hierdie groot gees het nie eintlik vir my daar gesoek nie, want wat sal 'n dominee nou vir hulle kom kuier? Kan jy vir my 'n bietjie meer daarvan vertel? Ja, dit is ons eerste ontmoeting. Snaaks genoeg was dit die eerste keer in 'n lang tyd wat ek by Olivia ook bietjie connect. Dit is my eerste keer wat ek vir Leo ontmoet. Dit is die eerste keer wat sy ons kinders ontmoet het. Ek was nog altyd 'n fan van Olante, Gentle Giant. En bietjie gaan kuier en iewers skielik hier lei Olivia se foon en sy sê vir Olante, Linden kom nou. Maar ek is 'n gasie, so wie ook al kom, dis seker by julle gaste, julle ander gaste. En Olante, soos die droë sin van humor wat hy het, sê vir my, Linden is 'n dominee nie. Ek is soos my glas wegsit. Hy sê nee, chill, so relax. Ek sê Olivia, hoekom sal sy nou 'n dominee nooi? En ek het dit nou vroeër gesê ook, toe jy instap, het kennis my net so gekyk, soos ek het met my kop geknik en obviously het ons nou na dit gesê wat ons gedink het, soos, hoekom is die ou so jonk? Dis wat sy vir my gesê het. Maar daai eerste ontmoeting was moes gebeur het vir wat gevolg het. Mens kyk jy mos nie voorspel nie. Maar jy het onmiddellik geklik voor ek en jy actually julle was baie nader aan mekaar in die gesprek terwyl ek geobserveer het soos ek baie goed doen soos al mense weet. En daarna het ek en jy begin chat, maar ja, dis nou 6 maande terug. 6 maande terug, ja. Voel soos 'n leeftyd. Ja, dit voel soos 'n leeftyd, want jy is 'n unieke persoon en ja, terwyl ons sommer nou daar is, ek het mos nou die geleentheid gehad om julle almal saam te ontmoet. En ons weet mos nou wat het gebeur. Ek wil vir jou vra, is dit moontlik om vir my van die begin af te verduidelik hoe julle ontmoet het? As ek nou sê julle, dan is dit mos nou jy en Candice. Hoe het julle verhaal begin? Hoe het julle daardeur gewerk?
En hoe het dit gekom dat tot op daardie Sondag wat ek vir julle ontmoet, waardeur het julle alles gegaan? Hoeveel tyd? Is dit baie tyd? Ek het genoeg tyd. Julle baie tyd om te rol. Anyway, 20 jaar terug. Is 2026 years. Ons was matriek 2005. Ek by my skool, sy was by haar skool. Ek het vir haar, sy het gewerk, weet jy of julle ken Wie's Videos, was daar by Pick n Pay Center, Markplein Center, nee? Sy is ook by die ingang. Sy het daar gewerk. Daar het toe kyk ons nog movies, cassette movies. Ek het daar voorbij geloop. Jy weet mos Vrydag is mos dorpdag. Ja. Weet jy, moet vir jou ma dorp toe vat. En Pick n Pay is een van ons stoppe. En my ma's in. En ek loop voorbij. En hier staan mevrou agter die til en ek is soos, okay. Ons het ek het veel gesien, maar sy het nie vir my gesien nie. Ek dink sy het my gesien, maar ons kan nou nie debatteer op nie. Maar in elk geval, dit het so aangegaan vir 'n paar weke. En matriek eindeksamen, dat ons begin, daai tyd het ons vraestelle uitgeruil, skole, verskillende skole en soos ons nog voorberei. En een van my vriendinne wat in my ons groep was in matriek het vir my gesê, maar sy ken vir kennis. En onmiddellik, dieselfde dag het ons gekuier, aan myself voorgestel en na het ons begin, ek het na skool soos 'n stolke daar gaan sit, gaan kuier. Ja, dis die begin. Ons het toe weer mekaar weer gesien, matriekafskeid. Sy het aan 'n partner, ek het met 'n girl gegaan wat in hulle skool was. Daar was dus die eerste keer nommers, daai was dit nog 3310. Oh, okay. Ja, Daar was die swaar ene en dan die ligte een. Die swaar een moes die heavy vibrate. Ek het die heavy vibrate gehad. Ek het 3 sakke nodig gehad om my ding rond te dra. Maar in elk geval, nommers exchange, hy was dit mixed, nog geen mixed nie. Hy was dit nog huisfoonbel en ja, so diep terug was dit. Nog nie regtig uitgegaan nie, gekuier, bietjie hier en daar mekaar gesien. Om 'n lang storie kort te maak, sy het Miss Winelands gedoen 2007. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Miss Winelands is die beauty pageant ding wat hulle gedoen het. En daai aand, van daai dag af het ons begin uitgaan, officially, Kees, want sy het actually van my uitgevra, by gesê. Baie belangrik, Ja, baie oor 'n belangrik. hele crowd en ek is mos oor 'n crowd. In elk geval, fast forward, baie goed deurgegaan. Letterlik saam studeer, terwyl ons onder ons ouer dakke gebly het. Mekaar gehelp waar ons kan. Ja, beste tyd van my lewe. En toe raak het beter toe ons uitvind in COVID, of net voor COVID, ons wag vir Emily. Heel nuwe chapter in ons altyd se lewens en almal rondom ons se lewens. Want ons was nog nie getroud nie. Ons het nog altyd op ons eie gebly. Rebelleer soos net ek kan en sy kan. Goed na mekaar gekyk. Baie ups en downs gehad, meer ups as downs. Maar ook mekaar gestaaf en gevorm en voorberei wat is nou tans deurgaan. Emily is gebore en ja, toe kom Bailey ook moes nog, want het was nog COVID, die krag is loadshedding en allerlei goed het gebeur so. Ja, 2 blessings, wat ons nog altyd wou hê en ek is nog baie gefast forward van dit kan lank vat. Ons het laas jaar, Jy het genoeg tyd. ons het einde 2024 besluit, okay, dis is it. Ons gaan seker nie meer kinders hê nie, ons gaan nie meer kinders hê nie. Of dit was in die lug gesê. Kom ons konsentreer, kom ons doen gou iets vir onsself. Ek het vir nou die dag gesê, ek het vir my iets gekoop en ek het so skuldig gevoel, want ek kan nie iets vir myself koop nie. Nie dat ek nou, maar in elk geval. Sy was adamant, we have to make it official. Kyk vir my venues, ek is soos hier, ek ken nie venues nie, want het was in my mind, maar ek het 'n ander idee gehad. En toe het ons actually begin sit en begin neerpen, right, jy wil dit hê, jy wil daai.
En ons het eventually by Langkloof uitgekom. Perfect scene. Sy was mal oor perde, ek is mal oor rose. En net die laid-back vibe wat die venue gehad het. Ons het die ander venue na gaan kyk. Ons het 4 gehad vir daai dag en ons het sommer geboek daai selfde dag. Yes. So ons het geboek vir 1 April Fools. En toe ons die invites uitstuur, die 30 invites uitstuur, het mense gedink soos, dit kan net hulle wees wat nou op April Fools gaan trou. En ons het actually op April Fools, dit was 'n realiteit. Ja, beste, voor sy nou ernstig siek geraak het, beste 7 maande van my lewe gehad. As official husband of Candace. En sy het gelewe vir ons, vir my, vir haar twee dogters. Hulle was actually onafskeidbaar. Ek was baie jaloers in die huis. Soos jy nou sal dink. Maar, ja, het is nou 'n 20 jaar storie in 6 minute en 20 secondes vertel. Yo God. Dankie en ek weet, soos ek nou gesien het, toe jy van Wie's video's praat, voor COVID van Emily, en toe ook loadshedding en al daardie dinge van Bailey. Dit was 3 keer wat jy die grootste gesmile het. En dit was nie net jou lippe nie, en die mense kan rewind ook, dit is jou oë gewees hoe jy gesmile het. En dit bewys vir my dat jou gesin vir jou baie beteken. Ja. En ek wil nou vir jou vra, 20 jaar is 'n leeftyd. Om so lank met mekaar saam te kon bly of saam te kon wees, met mekaar elke dag deel, diep dinge deel, gelukkige oomblikke, moeilike oomblikke. Hoe hanteer jy dit vandag met die wete dat ons Candace nie meer fisies met ons is nie, of met julle is nie, maar nou geestelik? Ja, definitief, sy is oral om ons. Ek sê dit vir hulle ook altyd, of hulle sal ook, soos jy weet, hoe gaan dit daar by huis. Jy het reg gesê, 20 jaar is 'n leeftyd. Ek het die beste tyd van my lewe gehad, of nog steeds, daar's nog 2 groot stukke van haar wat sy agtergelaat het. So dis al wat ek kan sê is 20 amazing jare. So na daai 20 jaar met haar, sou ek nou nie wees wat ek vandag is nie. Behalwe nou my opvoeding van my ouers en my broers en my suster. En wat ons nou al verloor het. Hoe sy my bygestaan het. Dis 'n imprint wat 'n persoon, en dit is altyd, sy het altyd, ek het in die eerste post, het ek het ek gesê van hoe sy geworstel het van wat is my purpose, in living proof of iemand het gesê het hoef nie merkwaardig te wees nie, in die sin van mense moet weet daarvan of boei maak van as mense jou naam hoor of as die kinders van iemand praat en as glimlagte en as hartseer kom met wanneer iemand regtig lief gehad het. So daai emosie wat jy ontwaak as dit gekom het gesels of wat ook al. Dit is meer as net purpose. So ek en my purpose baie vroeg. Sonder my wete. En sy was so trots in wat ek kon regkry met die min hulpbronne wat ek in deur my lewe, want ek is maar 'n baie stubborn mens. In die sin van ek wil altyd voel en leer en sien en ervaar sodat ek 'n beter weergawe kan wees vir wat ek daar buite wil sit. So mense sal altyd vir my waarsku, moenie daai nie, maar ek soos is jy nog klaar jou tyd gemors. Nie in soveel woorde nie, maar almal het met my sy eie manier van dinge doen. So haar purpose was ons, voel ek, sy het God geken, bitter baie goed.
bidend altyd om vir ons op 'n lyn te hê waar ons ook op ons tyd kennis kan maak en op 'n dieper vlak. So dit is wat ek vir jou kan sê oor dit. Baie dankie dat jy so oop en eerlik is. Ek weet dit moet sekerlik nie maklik wees nou om daardeur te gaan nie. Maar ek wil ook vir jou vra, wetende dat hier nou 'n klomp eerstes kom, 'n Moedersdag wat volgende week is, hoe het dit vir die eerste keer gevoel om Emily en Bailey se hare te moet kam, om die huishouding te ran nou dat daar nie meer fisiese moeder in die huis is nie, maar jy die rol as pa en ma moet speel? Ek sou vir een ding sê, die koffie hou nie in die huis nie. Maar ek is trots op wat ek doen. Sy was altyd die een wat vir my gesê het, leer. Ek was nog altyd, ek moet dit sê, ek was nog altyd present, ek was nog altyd hands-on. Nie dat dit nou makliker is nie. Maar dit is moeilik in 'n sin van alles is, en ek is nie 'n planner nie. Alles is, en Diane wil nou dit hê. En Diane gaan later dit vir, so ek moet nou dit prep vir later. So is alles 'n management of 'n mismanagement, maar jy kry dit reg op die einde van die dag. Het is moeilik, maar ek enjoy it. As ek het nie geniet het nie, so ek elke ook en draai gesnap het op hulle, of ek is ongelooflik hard op hulle. Ek moet dit sê, want daar's 'n saying van nobody's gonna save you. En dat is ongelooflik jonk. En ek voel hoe gouer, hoe beter. Nie dat ons oor dit wil kom nie, ons voel dit elke dag. Maar om die trauma te verwerk, moet jy besig wees. Ek praat vir myself, en om vir hulle ook soveel liefde kan gee, dat ek nie op 'n sin nie vir hulle baba nie. In die sin van, mense is geneig, omdat hulle weet wat hulle deur is mense geneig om vir hulle te baba. En dit maak dit moeilik vir my. In die sin van, ek gaan nie elke 5 minute daar wees om op te tel nie. As jy nou 'n traan, verstaan wat ek bedoel. So dit is moeilik, dat mense so baie omgee, dat dit 'n bietjie teen my werk, maar ek waardeer dit. Mense verstaan dit nie regtig nie. En omdat die wêreld so wreed is, het ek dit in my mind, and nobody's here to save you, nobody's coming to save you. So hard en as passievol as moontlik, aanvaarbaar moontlik vir die girls. Met die supplements van liefde, omgee, en ons lag super baie, van ek is die snaakste mense in die wêreld. Jy claim sommer jy is daar die klan. Iemand moet dit sê. Maar ja, dis crazy. Ek sê ja, hoe ek nou nog alright is iemand die Here se genade. Wat my hand vashou, is moeilik soggens om op te staan. Party oggende is dit super moeilik. Maar dan se oggende wat alles net so gaan, wat hulle vir my wakker maak, is soos, it's going to school day, is soos, okay, julle is op daai vibe vandag. Ons gaan op by trant. Soos ek vroeër gesê het, die rollercoaster van alle emosies, plus myne, wat ek nou myself leer om te voel, is lekker. Want, soos ek vir gister gesê het, ek is nou so sensitief en emosioneel, ek lag myself in die huil, en dan huil ek myself weer in die lag. Mal mense nie, maar dit is deel van die rollercoaster. Jy moet het enjoy. En waardeer. Die klein goedjies. Jy het nou so baie vir ons unpack. Jy het gepraat oor trauma, jy het gepraat oor los. Ons het begin by hoe ek vir julle twee ontmoet het. Ek het jou nie gevra hoeveel kinders was jy toe jy groot geword het nie. Ek het nie vir jou gevra hoe het jou familielewe gelyk nie. En ek wil eintlik, voordat ons daaraan raak, is dit vir my baie belangrik. Jy het gepraat oor trauma, jy het gepraat oor hoe jy sommer net inval by hulle dag, en
voordat ek aan jou storie gaan raak, wil ek vra, watter rol speel vriende in hierdie verlies wat jy nou het, toe jy nou jou vrou verloor? Ja, ons gaan nog sekerlik hoor hoe baie jy nou al in die lewe verloor het. Maar nog steeds sit jy hier met 'n glimlag, nog steeds claim jy om een van die snaakste mense te wees. En steeds sit jy hier met wetend ek dat jy een van die sterkste mense is wat ek ken. Baie moeilik om te herken of oop te maak en te sê, dit gaan nou moeilik, maar in die afgelope tyd het ek agtergekom, jy het jou eie ek weggeskuif, sodat jy kan leef vir jou kinders. Sê vir my, watter rol speel vriende in hierdie hele proses, want dit is tog hoe ons ook ontmoet het. Vriende in 'n sin van, ek het klomp mense wat ek ken, ongelooflike klomp mense. Ons al kennis het ook baie mense geken, soos 'n hele ander dynamic van, is min wat ons vriende met mekaar kan, van is 'n hele ander gesprek daai. My vriende was nog net amazing. Van die eerste dag wat ek van hospitaal toe gejaag het. Na eerste operasie in ICU. En as nou nog van hulle wat nog nie tevrede is met nie, dat ek nog nie op nommers gedruk het nie. Dit irriteer hulle, ek weet dit. Maar ek het ook so baie begrip en respek vir ander mense se huise en in die sin van jy het jou eie kinders, jy het jou eie man of vrou of verantwoordelikheid wat jy moet nakom. Die lewe is so regverdig, onregverdig, dat jy weet goed gaan gebeur. Maar wat dit makliker maak in die sin van wie by jou staan, wie staande bly, terwyl jy net bietjie asemhaal in die diepste water. Ja, daar's van hulle wat jy net bietjie kan deel, en daar's van hulle wat my amper elke hoek van my hart ken. En dis ongelooflik moeilik om te navigate van almal is so emosioneel en so passievol en ek love passievolle mense rondom my. Van dit bring die beste uit my uit. As iemand kan met trots praat van sy werk of hy of sy net kan daar wees oor. As seker is wat ek net koffie maak, sit dit neer en dan sit ons. Ons praat niks. En dan is dan seker is wat ek 2 minute praat en hulle praat 'n uur. Dan moet ek luister. So ek het ook natuurlik 'n rol in my vriendekring. Ek ag myself as 'n goeie luisteraar in die sin dat ek weet en ek gaan vir jou 'n antwoord gee so reguit as moontlik. So eerlik as moontlik. Want dit maak alles makliker. Nie om jou seer te maak nie. Maar ook om grense te respekteer in die sin van ons gaan nou nie daarin vat, it's not the time. Is nie nou gepas. Soos almal help mekaar maar in die sin van heal. Almal wil heal en gesond wees, mentally stable wees en om die oordeel te kan, die judgment weg te kan vat wanneer iemand sy mond opmaak. Want dit gaan mos maar oor beheer. Dit is maar een van die menslike needs, is om beheer te hê in 'n situasie of wat jy sê of wat jy ontvang in die proses. En dan ook die vertroue in die volgende persoon. So ek glo en vertrou, my vriendekring is die beste. Ek wil nie vir hulle so baie prys, want dan sit nou weer. Dat is baie. As dit nou weer. Maar in elk geval, ek maak 'n grap. Ja, so hy is oor my vriende. Amazing. Ek het vriende van 3-jarige ouderdom, 4-jarige ouderdom en ouens wat ek 6 maande terug ontmoet het. Vriende wat vir jare uit my lewe uit was. Ons uit mekaar se lewe uit is of was. En dan poef. Praat ons net aan. En
Ons lewe net verder. En dis alles deel van die lewe. Kortliks opgesom, ja. So jy sê vriende speel eintlik 'n baie belangrike Ja, rol definitief. in jou vorming ook en ja, soos jy sê, jy is meeste van die tyd 'n oor of vriende kan daar kom sit en dan is hulle weer oor vir jou in hierdie tyd. My vraag wat ek vir jou wil vra, die Garth wie hy was in jou huwelik en jou verhouding en die Garth wie hy nou is. Dink jy daar's twee verskillende mense of Definitief. Om die verlies druk jou in 'n rigting of jy skuif in 'n rigting of jy evolve, ek gaan dit sê evolve, van druk en skuif is so 'n bietjie negatief. Jy evolve in 'n sin van en met enige progress is daar mos negatiewe betrokke. Want dit kan nie net goed gaan nie, van waar sluip jy, waar word jy beter. So in enige werksplek is daar feedback en as krit en dis hoe jy skerp bly. So in met die verlies skerp jy op in areas wat jy kon doen, maar nou doen jy dit baie beter. Met meer begrip. Ja, dit is dis amazing hoe die lewe werk. Reg om verkeerd om. Bo op jou onderdeur. Deur die water, bo op die water. En dit is amazing hoe die mens, die brein net kan, dit gebeur. Ek het die in my en ek het die vaardighede, ek het dit, ek kan die deel daarmee. Ek het die grap gemaak in die begin na kennisverlies. Ek het dit vir jou baie gesê, omdat ek vir jou admire in die sin dat jy so jonk is en in enige area kan gaan, in enige geselskappe gaan en net hier is ek ook. Niemand van my net, ek gaan nou die persoon sy naam noem. Hy weet presies wat ek vraag. Met 'n bietjie. Is dit die? As ek soos relax gou? Sonder niemand ongemaklik maak. Wie sê Linda ongemaklik? Maar soos ons nog gepraat van my vriende, ek leer soveel as moontlik van hulle. Om vir my ook 'n spektrum te kan gee van wat verwag word as daar iets gebeur in jou lewe. Soos ek die dag moet instaan. So ek is op daai mode van ek moet gou aspekte leer van julle lewe en dit maak jou ook beter. Maak vir my beter vir hulle. En hulle leer ook van ander mense se huishoudings en kids en hulle maatjies. Al Emily se maatjies is haar boeties en sissies. Het klomp kinders. Maar soos jy weet, ons is huis nou vir hoe lank bitter baie vol en ek love it. My neighbors dink seker, wat se klomp karre is hier altyd? Seker op party. Ons party nie. Maar ja, dit is anders. As ek ooit gedink ek is volwasse, is dit nou 'n eye-opener gewees. Ja. Dan my tweede laaste vraag voordat ons dan sal afsluit is, kan jy net met ons 'n bietjie deel hoe lyk jou familie? Is jy die enigste kind? Het jy 'n broer, het jy 'n suster? Sodat ons ook net 'n bietjie meer oor jou lewe mag weet. Ek is die jongste van 4, die baba. Die altyd die baba nie, maar oké, dan vaar dit so. Ja, simpel lewe gehad. My pa het sport kom definitief van sy kant af. Vir ons kinders. Pa was 'n lektor, building and civil engineer. So my pa was ons MacGyver by die huis. Jy sal altyd hoor as ons daar by die huis is, ek en my broer praat oor hom. Want is die rol wat ek weet om 'n hamer, skroevedrywer te gebruik, of wat ook al, power tools, ons het alles gehad.
in Augustus, ons het nou rand weer oor gepraat, Augustus is wanneer hy uitturn en regmaak en op die dak en die kachel moet dit. Ek raak sommer opgewerk. Weet ek dit dink? Want ek sit en dink nou, ek het klomp goed om te doen. Maar hy was soos op het, hy was soos, alles moet netjies wees. Jy kan die minste het, maar alles moet netjies wees. Alles moet presentable wees en perfek, soos mense omgeken het. Dan het hy ook vir ons groot gemaak in die sin dat hy my ma die beste home executive gemaak het. Sy gaai afgewerk het om vir ons die beste te gee. Sodat sy vir ons die beste maak kon wees. My kosmaak kom definitief vanaf. Eindelijk van baie van my aunties en ooms wat kan kook. So ek is maar nog al die jare, soos jy my ken observe, so ek het nooit geweet wat ek doen, gaan vir my help. Soos hulle sê, steel my die oog. Ja. En as daar sekere mense in my kombuis is, en dan maak ek die deur toe, of ek gooi die spices so in. Dat hulle nie sien nie. Maar ja, pa was baie hardwerkend, ma was die beste wat sy kon wees. Hulle is nou oorlede, my ma is oor 2013 oorlede. Kanker. My suster was in die Vloot Army, sy was 'n chef. Simonstad begin, geskuif Wynberg toe, en toe later in haar loopbaan het sy geskuif Weskus toe. Waar ek ook baie staaltjies oor het, want in 2007, ek gaan nou baie diep terug, 2007 het ons gekuier Desember vakansie, ek en my broer, en daar het iets gebeur tussen my kennis, of ja, ek gaan dit nie noem nie. Onthou jy die telefoonhokkie? Ja. Die groen en die Ja. blauw, die telkom. Ja. Voor en nog by die kaart, die Gewerk coin. het, Daar was een op die basis gewees. Toe sy verjaar die 24ste, en ek het van gebel. En toe was Carmen by haar gewees. Ja. En ek het wel gebel gelukwens en wat gesê ek is hier so in die Weskus. Ek met 'n goeie lekker dag het en nog jonk, mal liefde. Maar sy het nog tot op haar laaste nog van dit gepraat, want hy was die change, die turning point. ja. So dis kom ek die stories so vertel op my socials. Ek het vir hulle weer gesê hoekom ek dit doen. Nie vir likes, nie vir subscribe en waar die jong mense om julle besig, nie dat ek oud is nie. Maar sodat mense ons storie ken, sodat ek iemand anders kan aanmoedig om sy storie te vertel, of haar storie. En sodat as hulle, ek weet nie of die socials tyd daar gaan wees, want die lewe gaan so vinnig, dat hulle ook 'n prentjie kan hê waar hulle deur is, en hoe hulle opgegroei het, hoe hulle gelyk het. Wat hulle ouers gedoen het, hoe ons mense aangeraak het, of dink ons raak mense aan. En ook om net die storie daar te sit, vir my, rehab of healing ook. So dit is baie groter as net 'n haartjie, of 'n comment wat daar is. Ja, as mens waardeer het, jy sien ook wie comment, en dan besef jy ook, wow, okay. Dan humble jy so 'n bietjie in 'n sin van, nou is 'n bietjie kieskeurig wat jy deel en wat jy wil hê mense moet sien. Maar ja, suster is oorlede 2016. So in 'n spasie van 9 jaar het ek my ma, my suster en my pa is 2019 oorlede. Baie moeilik gewees om dit te aanvaar, omdat ek gesien het hoe hy getreer het na my ma, en alleen was. En toe sterf my suster en hy was daar soos 'n gelukkig, hy was afgetree. Maar ook baie alleen. En om hom so te sien,
Van hy was die harde dop. Ongelooflike hart, as ek wil sê hart, ongelooflik hard. Om van so te sien was 'n blessing en van die ou dan vir ons so super hard groot gemaak en respektvol en jy moet altyd netjies wees en jy gaan nie vir my so represent by die huis nie. Van as jong mense nou kan begrip hê vir die as waar ook al jy betrokke is, as jy lyk soos jy lyk, dink mense onmiddellik, dit gaan so op jou huis, dit gaan so op jou huis, dit gaan so op jou huis, jou ouers is dit. Nie dat dit die waarheid is nie. Maar dis hoe mense jou sien. Dis die prentjie wat jy skets. So, dis hoekom die rol van cricket so groot impak het in my lewe, van alles is netjies. Alles is so mental edge wat jy het. Gentleman's kind. Ja, nie so gentleman-like, soos mense redig dink jy. Maar dis hoekom die secrets is. Dit maak dit, hoekom dit cricket is. Ja, so, jongste van 4 kinders, my suster was die oudste, dan het ek 2 broers, Maak en Kryk. So is nou net ons 3 wat oor is. My pa het 'n super groot familie gehad, die Abrams is baie groot. En het ook nog 'n paar verliese van ooms en anties verloor. En ons niggies en eers probeer maar by mekaar uitkom, maar almal het mos maar sy favorite. So met kennisse heen gaan, probeer ek so veel as moontlik vir hulle expose aan my familie. Sodat hulle ook kan besef waar die malligheid vandaan kom. Sekere dele van die malligheid. Van ek sien definitief baie van my familie in hulle in. En baie van hulle ma ook in hulle en hulle ma se mense in hulle. So die balans is 'n bietjie af, maar dis daar. Dis definitief daar. Maar as jy mens if you know, you know. So nou is ek met 2 blomme by die huis. Een broer is by my, Kryk is op sy eie. Normaal groot geword, cricket, rugby gespeel, sokker gespeel. Ons ken van skorrelgoed was, ons ken van hemdestryk, ons ken van naaldwerk, ons ken van grasny. So allround groot geword in die sin van doen goed vir jouself. As iets uit plek is, skuif dit reg. Soos ek sê, die basis ken ons. Ja. Met alles dit wat jy vir ons gedeel het, sal ek baie graag net wil weet, wat het jy oor jouself geleer? Wat het jy van ander mense geleer? Maar ook, wat het jy van God in hierdie tydperk geleer? Want tyd is baie belangrik. En ons baie keer wens ons tyd weg, maar ons besef nie hoe precious dit werklik is nie. Van myself het ek geleer dat ek actually baie sterk is. Ek het nooit geweet nie. Mense sê het veel en dis maar, jy shrug het maar net af. En dan het ek ook geleer om nie so hard op myself te wees nie. Dit is eintlik een van die moeilikste goed om te kan doen. Want ek is nog van kleins af super hard op myself en ek sal altyd sê ek sal myself in iets koppel wat my naam of my gevoelens sal seermaak of iemand drag jou naam of wat ook al. So ek het baie geleer nou in die tyd van kieskeurig wees met wat jy sê, hoe jy dit sê en vir wie jy dit sê. So, om die tweede vraag te beantwoord, het ek baie verskeidenheid mense rondom my tipe en nie tipe klink nie mooi nie, maar weergawes van mense, vriende, wie ook al, mense met wie werk, kinders, kinders is so onskuldig, maar jy het ook idee, of kan voel wanneer jy deur iets gaan. So ek sien dit elke dag,
behalwe my eie 2 kinders. Maar ook so onsensitief, onskuldig, in die sin van 'n ding op 'n manier sê van, hoekom is jy nou so sensitief? Hoekom is jy nou, hoekom lyk oom so? As altyd my vrou, hoekom lyk oom so? Sê ek omdat jy nie luister nie. Okay, oom. Niks verkeerd gedoen nie. Maar dit bring jou so gou aarde in die sin van dat jy moet tyd spandeer. Alles is so vinnig deesdae. Tyd spandeer in die sin van ook die ware weergawe van mense te kan, die diepste van hulle harte te kan ken. Dat mense ook maar baie voorgee. Selfde dop wat ek het, dat ek ook nie baie anders is as ander nie. Soms net nuuskierig om te wil weet. Soms nuuskierig om te kan wil leer. En soms net nuuskierig in die sin van hoe bless God die ou nog steeds? Hoe is hy nog gered? En dis wat ek van hom geleer het. As jy sê hom, God nou. God, Jesus, God Jesus. Dat my hand nog nooit gelos was van dat, deur dat, wat ook al gebeur het. Dis 'n chapter in my lewe wat gebeur het, laas jaar, November 18de. En hy hou jou hand en nog stywer vas. Maak nie saak hoeveel keer jy afdwaal, wegdwaal, stubborn is, beklei, teen wat vir jou is nie. Hy sal nog steeds getrou by jou staan. Dis wat ek weer eens opreg kom leer het, in die sin van, ek kan nou waar gewees het. Dan het ons ook die eerlike gesprekke voor ons gaan slaap met hom, die trane, die vermisting. En dan is ek een wat ure huil en dan slaap hulle, as ek soos, ek het nou actually, dat we julle gedoen. Julle het nog gebid, julle het gehuil, julle het gelag, hier slaap julle, ek kan nou nie slaap nie. Want ek worstel met sy werk. Ek is kwaad, dis 'n natuurlike ding, ek is super kwaad, al wys het ek nie. Maar ek gaan oor dit kom. Ek het nou spasie om oor dit te kom, definitief. En het te voel, te wees, te lewe. En soos vroeër gesê het, 'n lig, maar as ek net so klein liggie, 'n lig te wees vir wie ook al, vattig hy dit in wat ons deurgaan. En tyd is maar 'n snaakse ding. Tyd is maar, hy ontbloot so baie in 'n klein spasie, wat actually 'n leeftyd is. Van ons is maar net so 'n bietjie. Kennis het bereik wat sy wil bereik, 'n grootste drome, 'n grootste wense, meeste van die gebede was beantwoord. So dit wil sê, God is getrou, meer as net getrou. Ja, 'n droom is maar net 'n droom. 'n droom is net 'n droom as jy jou oë toemaak en jy sien goed. Maar 'n droom met waardes wanneer jy God vertel van jou drome en vir hom deel maak daarvan. Dus dis waar die magic, jy weet, dat is my favorite woord, magic. Ek leer vir hulle ook. Magic hour. Dis waar magic gebeur. As jy vir hom deel maak van wanneer jy oogies toemaak en visualize en leef en aanvaar in jou subconscious. As hy ook daar is, with time, sal het geopenbaar word. Die laaste vraag ek sien hier is 'n pragtige hangertjie. Ek het vir jou gevra, jy moet vir my ietsie saambring, iets wat vir jou beteken, iets groots beteken in die lewe. Kan jy vir ons, met ons 'n bietjie deel wat hierdie hangertjie beteken? So, dit is, Linden, die hangertjie wat ek moes afhaal, die oggend wat ek vir kennis moes haas. Kan ek maar die storie vertel van wat ons,
So sy het die 10de, sy is die 11de, die 10de was 'n maandag aan. Ons was nog een van ons vriende sy dogter se verjaarsdag by Spa en sy was heel fyn. Op daai moment het een van die kerk toe gebreek, jy weet van dit. Ons het altyd die Saterdag gewerk. En ons het ook babysitter gekry en wat ook al anyway. Die kerk het gebreek die Saterdag. Sondag sê sy vir my, maar hoe gaan ons nou môre maak? Jy moet werk en ons het nog die party môre, ek moet by die werk wees. Of ek het vir haar gevra, toe sê sy vir my, alles sal oké wees. En ek kyk die vrou, dink toe, jy is nie een wat altyd stres, wat gaan ons maak, hoe gaan ons hier deurkom, en wat ook al. Maandag weer, ek het toen natuurlijk gaan vir haar werk toe, nee. Ja, maandag het ek van werk toe gevat en ek het gewerk. Nee, sy het hulle verkry, ek is nou, en ek het gaan werk. Anyway, dag die sy het gekom, geleentheid gekry met iemand Wellington toe. Dus ons by die partytjie en ons is huis toe. Ja. En sy het net hier voor ons aan slaap vir my gesê, maar iets is lekker, iets steekie in my sy. Maar sy sê vir my soos 'n spierkramp. Maar nou dink ek, okay, jy het laasweek geoefen. Dit kan nou miskien delayed iets wees of jy het nou iets getrek of wat ook al. Min wetende dit is actually wat het dood veroorsaak het of bygedra het tot wat hy week gevolg het. So toe die Dinsdagoggend na Asika van toe sy heel bleek en wat ook al en ek skrik en ek sê vir hoor ek gaan net iets klaarmaak, ons vat hulle skool toe en ons skiet. Sy sê nog vir my, kan net vir my buite aflaai van ek het nog 'n staff meeting. Bygesê ook sy het onlangs ook net begin met Medikliniek. So sy wil ons nou in pres en sy wil in elk geval. Hulle ingang is soos hulle apteek se ingang is soos net so langs die emergency ingang. Sy loop en ek stop die kar, parkeer en ek klim uit en ek gryp, maar soos 'n stopper, gryp haar in 'n arm. En sy sê my, wat maak jy nou? Hoekom gaan ek sê vir ons gaan gou die kant in. En sy kyk vir my en met dit sien die security wat buite staan en hy bring die rystoel nader, sonder dat ek vir hom iets sê. En toe sy sit en toe begin sy dial. Toe sê ek, okay, iets is definitief weggesteek of weet niks meer gesê nie, ons gaan gou in. Emergency room, en daar, en heeltyd het ek dit dopgehou, want dit was bo op haar trei, wat sy aangaan, daar werk, sy het buite gehang. En ek gaan vul toe 'n paar vorms in en ek terugkom, sy is toe heel, sê vir die dokter, vir die suster, kan suster asseblief hom sê wat aangaan. Met 'n smaal op haar gesig en die ou sê vir my, maar kennis verwag. Ek is toe weer uit. En ek kom aan en ek sê, kan julle gou weer vir my sê? Okay. Toe begin haar pyn erger raak en wat ook al. Fast forward, toe sit ons nou die buikswangerskap wat hulle vermoed. Ek is onmiddellik op my foon en ek vra toe rond en search 'n bietjie wat simptome, wat laat jy veel in en wat ook al. Min wetende dat hulle, ek vast voort op baie ure, soos 10:00 voor 10 het hulle vir haar ingestoot vir haar eerste operasie. Van toe skene soos kom by en gaan weer, soos sy is heel met die eerste operasie, die groot operasie, toe vind hulle gewas. Weet jy wat het is nie? So sy was nooit swanger nie. Maar sy het ook baie bloed verloor. Sy was letterlik al weg op die theatertafel, soos ek verstaan het, met die bloed wat sy verloor het. En die dokters het vinnig 'n besluit gemaak en hulle het vir haar toegepak. Want toe sy gewas verwyder, en het wat toegepak, en het 'n vacuum opgesit, en sy moes toe stabiliseer, voor sy kon ICU toe. So as jy stabiliseer, moet jy weer in ICU stabiliseer.
So dis 'n hele 3 ure wat ons wag vir haar om verby te kom. Ek het al gedog, ek gaan haar nooit weer sien nie. Sy is so by ons nou in 'n koma. En die dokters, almal loop verby. Olivia was saam met my en Wendy, ken sy suster is saam met my. En almal loop verby ons en Olivia soos sy Olivia ken. Hoekom praat die mense nie met ons nie? Maar man weet in 'n na die tyd het alles ons uitgekom. Hoekom goed gebeur het en nie gesê was nie van hulle het nie 'n klou gehad wat aangaan nie. Wat hulle verwyder het, weet hulle nie op daai moment. Na die tyd het hulle uitgevind dat dit wel kanker was. So dis is my vonnis nou daar by hulle. Is 'n epithelioid thromblastic. So dis 'n kanker wat in vroue voorkom na geboorte of miskrame. So dit kom in bloedweefsel en dit groei en dit bly binne jou. So dit skei ook swangerskapshormone af. So dis 'n baie rare kanker. So dis hoekom hulle so nie geweet het nie. Uit ICU uit normale saal, kennis het fisio gedoen. Kennis het begin loop die derde dag. Gemoun oor braai. Maar kom ons obviously moes nou nie eet nie. Omdat sy nie kon eet nie, as gevolg van die kanker wat so wyd versprei het in haar liggaam. Soos haar longe was sulke dots op gehad, groot dots. So haar longe was, dis kom sy so moeilik gepraat het. En sy het my gevra, hoekom praat ek so? So sê ek, nee, dis die tube wat in jou keel was. Dus sê, okay. Maar vat dit nie soos, ek sê, dit is die tube wat in jou keel was. Dat ek ook, want ek het nie 'n klou wat om wat te sê nie, in elk geval. So dit is die hangrik wat ek van afgehaal het, die oggend, die dinsdagoggend. En ek het dit in my beheersie gehad, tot die dag van haar begrafnis. Wat ek kan sê oor, dit is die eerste ding wat sy gekoop het, toe ons uit van, sy is verwag vir Emily. En sy het dit vooraf gedra. So ek moes dit weer met Emily se geboorte weer afhaal. En dieselfde met Bailey. Dis een van die enigste jewelries wat sy nog nooit laat verloor het, wat sy ons laat goed verloor in ons huis. So, dis 'n token in hoe trots sy redig was. Om daai twee se ma te wees vir 'n kort tydjie. En ek het gesien, dis kom ek nie keuse het om my game te uplift, elke keer. Dit is uitputtend, maar hulle is gewoond aan 'n standaard mama, wat ek natuurlik nooit sal by kan kom nie. So, dit is ook vir 'n token wat ek by my gaan hou vir wat ek deurgaan. Vir die mamma en papa wat ek nou moet wees. Omdat ek ook my ma verloor het in 'n fase in my lewe wat ek ook soos, ek het nou actually wel nodig. So jy raak gou groot, in die sin van gou groot word. So dit is so onregverdig vir hulle, ek kry hulle so jammer. Maar, dis die lewe. Dis die kaarte wat ons gedeel is. En ons gaan deel daarmee. Met die oog op wat sy wou hê en waar hulle nou uit opmis. Soos ek het die beste van haar gehad, hulle kan nie dat experience. So, sy wil nou ek bedoel, maar dis dit. Toe vir wie ook al dit raak. Wie is trots op dat jy kinders groot maak in vandag se lewe? Dis ongelooflik moeilik. Garth, baie dankie. Daar is soveel meer waaroor ons nog kan praat. Daar is soveel dinge wat ons meer kan deel. En vir onze kykers, ons het sekerlik gewonder, aan daardie kant is pragtige Emily, en aan hierdie kant is Bailey. Feisty.
baie feisty soos Appa sê. En dan het ons Candace hier in die middel. Dit is die pragtige Abrams gesin gewees. Of sal altyd wees. En wanneer ons dan hieroor praat, daar die hangertjie staan daar groot. Mama. En dit is die rede hoekom sy trots was om dit te dra. Want sy was, is en sal altyd wees 'n mamma wat ons noem Candace. En dele van Candace en God se DNA lewe nou voort in hierdie pragtige jong dames wat hier sit. Dan God, ek wil eintlik afsluit daarmee. As daar 'n boodskap kan wees wat jy vir ons kykers sal kan gee, vir hierdie wat ook deur hierdie donker tydperk gaan. Ons is so geneig om te sê, ek weet waardeur jy gaan, maar ons weet glad nie waardeur jy gaan nie. Is daar iets wat jy kan sê vir 'n pa wat alleen sy dogtertjies of sy seuns moet groot maak, of 'n moeder wat dalk 'n man verloor het, wat nou beide die rolle van 'n pa en 'n ma moet speel? Eerste ding is, aanvaar dit. Wil jy sê, vat dit op die kin nie, maar vat dit op die kin. Soos ek vroeër gesê, lewe is regverdig, onregverdig, ons weet die goed gaan gebeur. Maar so hoe jou emosies en jou senuweestelsel reageer op dit. Ja, jy is geregtig op wat ook al dag jy deurgaan. Maar jy het ook verantwoordelikheid om te kan sorg, om to be able to care, om te kan te voorsien. Soos ek heel eers gesê het, nobody's here to save you, nobody's coming to save you. Jy is hier om jouself te red, en vir wie? En die oogies wat vir jou volg, en vir wie jy groot maak. Heel vir elkeen wat dit deur is, of gaan, sterkte toe wens in die sin van, ek weet presies waar jy gaan. Ek wil ook sê dat jy enige tyd sal kan uitreik, as jy voel jy wil uitreik. Mense doen nie goed vir sensasie nie, maar soos ek sê, die storie moet vertel word. Vir die silent battles wat ons groep, of my ouderdomsgroep mense deurgaan. Iemand het dit op Facebook gesê, hoekom gaan die jong mense so vroeg dood? Hoekom gaan hulle dood? Maar baie van ons, soos ek het Saterdag 39 geword, baie van ons het volle lewens. Volle lewens, wat jy verwag van 'n 45, 50-jarige. Vat dit op die kin, bly bidend, en geniet dit. Bevoorreg is ek sê dit self, ek sê dit myself, ek is bevoorreg om 2 girls te kan grootmaak in die rowwe wêreld. Ek is super beskermend. So as iets af is in my, soos jy weet, in my spasie, ek sal vir jou kans gee, maar eventually sal jy jouself uitskuif. Van wat goed is vir hulle, sal definitief goed wees vir my ook. Mens kry hidden agendas, maar hoe jy operate sal openbaar. En vertel die storie. Asseblief vertel die storie. Daar's te min stories. Alles is op 'n foon. Alles is... Skryf vir jouself. Ek het love letters ook kennis geskryf toe ons baie jong was. Dit is nog 'n brees. Ek wou actually daai gebring het. Maar nee. Definitief 'n episode nommer 2. Goed besluit. Goeie besluit. So ek het nog 'n boks daar wat ons deel van hoërskool af tot ons laaste foto saam wat sy later oorgevat het. En hulle het weet van so dis alles wat ek vir hulle wil gee een of ander tyd. Want daar's datums, daar's wat ook al. So die lewe is hier om gelewe te wees in die sin van met elke wave is daar positief, negatief emosies. Maar soos ek sê, soos hoe jy reageer. Ek het nou geleer om te huil vir hulle.
Klink snaaks om te sê. Soos ek kan miskien net dit doen. As hulle soos, wat gaan daar binne? As Bailey, Tida, ek is okay. Is 'n bietjie sinus. So ontspan. Soos jy nou kan sê, wie loer nou van my. Ja, nee. So hulle is super caring. Van hulle weet, ek moet ook okay wees. So ek is bly, daai is die liefde wat hulle maan hulle installeer het. Dit kan nie net oor jou gaan nie. Soos ek lewe nog steeds by dit. Dit kan nie oor jou gaan nie. As jy iemand kan aanraak, kan opbou, kan afbreek en weer opbou, maar dan misschien kry baie afbrekers, wat jy klou het om op te bou nie. So in die werk wat ek is, moet ek kan afbreek en opbou. En ek is trots op wat ek doen. En so bevoorreg, dat ek met kinders kan werk. Ja. God, baie dankie vir hierdie insiggewende agtergrond wat jy eintlik vir ons kom gee het oor waar jy gaan en hoe jy voel. Aan ons kykers, hy noem vir my son of the soil, ek noem vir hom Moonchild, en die rede hoekom ek vir hom Moonchild noem, is aan mekaar wanneer Emily en Bailey na die maan kyk, dan sê hulle, daar is mama. So, daar is altyd daar die geleentheid wanneer hulle in die aand opkyk en sê, daar is mama. God, ek is baie lief vir jou en jou gesin. Ek sal altyd bidden bly. Geliefdes, daar op Garth Abrams se Facebook is daar ook 'n Back a Buddy. En dit is baie belangrik dat ons dit met u deel, Back a Buddy. Dit gaan vir die familie, want u weet hoe moeilik dit moet wees om iemand te verloor en dan moet jy nou na alles dit self kyk. Voel vry om uit te reik, voel vry om daar deel te kan neem, voel vry om generous te kan wees. Want dit gaan nie vir hom nie, dit gaan direk vir sy gesin. Ek wil baie dankie sê vir een en elkeen wat ingeskakel het. Stay tuned, want ons het nou gehoor, in the spaces between, it's very important to check in on one another, but also take care of one another. Garth, mag jy 'n geseënde toekoms hê. Mag die Here wat daar die wond kom slaan het, daar dieselfde ene wees wat dit kom genees. En mag hy vir jou en jou familie net weer kom opdeel. Ons is baie lief vir jou. En ons sal definitief weer 'n gesprek hê sodat ons in daardie bokse kan kom en kan kyk of jy nie dalk 'n digter kan wees wat liefdesboodskappe skryf nie. Mag jy 'n geseënde dag hê en baie dankie dat jy met ons kom deel het waar jy gaan. Dankie. Dankie vir die geleentheid. Ek wil net vir julle sê, die platform is amazing. Ek wil sê ek is trots op jou. Ongelooflik trots op wat jy reg kry. By gesê ouderdom, wat ook al, waar hy uitkom, is maar net so 'n keer meer. So ek moet 'n gesprek hê met jou ma, dus net kyk waar hy kan multiply errands. Miskien is sy die troef. Maar in elk geval, ja. Dankie vir die geleentheid. Baie dankie, God. 'n Geseënde dagie en stay tuned for the next episode of The Space Between. Dankie my vriend.